En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie, met Reaksie, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is Dion. En ek is Karen. En wat 'n lekker, wonderlike Woensdag, weer met julle te kan gesels, hier uit Mosselbaai se ateljee uit. En die afgelope week was net warm geweest. Ek wil eers weet hoe dit vir julle gevoel het in die Kannaland, Hesekwa, veral Oudtshoorn se kant hier, Polamas, ja, julle spanne wat daar so swaar getrek het in die hitte, maar ek dink in elk geval, die is die tyd nou, wanneer ons in herfst in begin beweeg. So herfst ek is op voel pad. nog niks herfst nie. Herfst is nog nie daar nie, maar gestelselmatig begin inkom. Jy weet mos Karen, wanneer die reenseisoen Ewe begin skielik inkom en alles begin lekker raak en jy dink een oomblik het jy nog 'n kort broek en 'n gewone short sleeve t-shirt aan. Next moment draai hierdie dik baadjies, dit lyk asof jy uit die IJslandse kant uitkom. Dik baadjie, missie oor, handskoentjies aan. Ewe skielik, ja, dit is hoe dit in Mosselbaai werk. So, Mosselbaaiers, julle weet presies waarvan ek praat en dit kom ons vir 8-9 maande voor dit weer somer begin raak. Maar sien, laat ons nou in Maart is, het ons vandag 'n lekker conversation met Colin Dupisani wat nou tans as meneer Global Suid-Afrika semifinalis aangekondig is net op Maandag. So dit is lekker om hom in die ateljee te hê. Ons gaan nou met hom lekker gesels. So ja, kry julle gehoor reg. Kry julle koppie koffie of tee reg, soos Karen altyd sê. Ek dink nie in die geval is dit 'n pen papier, maar julle gaan 'n pen papier aan die einde nodig hê om vir die man te stem. Want regtig, dit is 'n journey. Ons moet hierdie titel hier in Mosselbaai hou. Beslis. Die huidige Mr. Global South Africa is ook hier in afkomstig van Mosselbaai af. Nog 'n onderwyser. So ons wil baie graag hierdie titel hier hou. Dis hy. En so ons ondersteun vir Colin. So kry solank julle pen en papier reg, want julle gaan nodig hê om hierdie voting codes neer te skryf. So ons het 'n lekker tydjie wat voor lê en wag, en voor ons daarso met Colin gaan begin gesels, gaan ons julle eers bietjie invat in lekker klank, lekker treffers en net lekker entertainment, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, Aksie met Reaksie. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug hier so by julle. Welkom terug by ons op Aksie met Reaksie, was nou net lekker klank en treffers geluister het. En soos ek vroeër genoem het, ek en Karen, het ons 'n verskriklike lekker gas hierso by ons in die ateljee vandag, met wie ons gaan gesels oor die hele loopbaan van wat hy al gedoen het, wat hy tans besig is om te doen en wat nou vir hom voorlê en wag. So, hallo Colin. Hallo Dion, hallo Karen. Hallo daar. Dankie vir die geleentheid wat ek gegee is om hier te kan wees in julle ateljee. Ek geniet elke oomblik so ver. Dis 'n groot plesier. Dis lekker om jou hier by ons in die ateljee te hê. Ja. Dankie. Sê vir ons Colin. Ek weet ek spring nou sommer so voorin. Is daar nog iets anders wat jy wil deel? Of in daai geval, kom ons gee vir ons groep luisteraars, almal wat ingeskakel is by Eden FM, waarvanaf is jy? Ek's tans in George. Ek bly tans in George. In 'n klein woonbuurt, Thembalethu. Dis waar ek tans bly. 'n klein woonbuurt. Dis glad nie meer so klein nie. Ja nee, Thembalethu is 'n lekker groot plek. So welkom by ons in Mosselbaai. Het al die pad daar van George af gery om hier by ons te wees en dit is lekker. Dit is 'n lekker voorreg. So Colin, sê vir ons net so van die os op die jas. Wat doen jy tans? Wie is Colin Dupisani? Okay. Ek is tans 'n boer. Ek boer met skape en bokke. En dan het ek ook 'n stukkie grond wat ek binne 'n bepaalde tyd gekry het basies wat ek plant, en dan het ek ook 'n non-profit organisasie wat ek ran met die munisipaliteit waar hulle ons ook akkommodeer met voedselpakkies. So ja, en buiten dit is ek ook 'n model en 'n akteur. Aitsa? En ek is ook gekies as 'n semifinalist vir meneer Global 2025. Dis iets wat ons Global South Africa 2025 semi-finalist. Dis ietsie wat ons nou lekker mee oor gaan gesels. So vinnig op daai. Wanneer was jy gekies en hoe dit gevoel toe jy gekies was? Ek was Maandag laat weet dat ek een van die finaliste is. Semifinaliste, sorry. Ja. Is en vir my was dit te oorweldig, want ek het altyd gedink, omdat ek nou 40 geword het, die 3 Februarie het ek altyd gedink dat my drome is verby. Maar hier het ek nou weer 'n kans gekry om my droom te bewaarheid.
En ek glo stellig hierdie keer is dit 'n dwarsdeur. Die gulde geleentheid. Fantasties. Dit wys jy net daar sodat enige iemand wat nou nog reg is en wat die moed het en die wil het daarvoor kan inskryf. Die geleenthede is daar. Val in male pageantry vandag. Dit is so skaars. Dit is so min wat mense die geleentheid kry om nog vir hierdie lekker geleenthede in te kan skryf. Maar Colin, voor ons indraf na jou hele journey wat voor lê en wag en ek weet sommer so wat dit by ons inborrel om vir jou te kan stem en alles deur te gee, gaan ons soms 'n bietjie teruggaan in jou verlede en ek weet ek gooi sommer nou so ietsie in, maar jy het laas jaar, ek het reg het Wag jy voor genoem. laas jaar. Sê gou vir ons wanneer het jou pageantry Loopbaan. debut begin? Assai. Wanneer het Ja, jy die kom eerste straks keer terug in daarna toe. pageant deelgeneem? Want as ek onthou, ken ek jou gesiggie al van baie lank al. Ek dink reg van my eerste pageant af wat ek gedoen het, nee, 2018. Dis ek dink is 2017, 2018. Yes. Genigtig. En dit is 'n hele paar jare terug, maar Klink amper asof jy toe 18 was. nee, daarom nie. Maar ja, ek dink dit is omtrent seker so 6, 7, 8 jaar gelede. Sure. En ek het nooit geweet dat ek vandag hier sou sit en in 'n onderhoud en dit weer kan sê nie. 2 jaar gelede was ek runner-up geweest, 3de plek. Laas jaar En wat 'n kompetisie? dit was ook 'n pagement, dis ook meneer Eden en Ja. topmodel vir Eden SA topmodel en Eden SA pageant, ja? Ja, Eden Eden SA. SA pageant. Ja, en ek het vir myself gesê 3de plek as basies eerste plek van my van agteraf. En ek het elke ervaring, elke oomblik geniet om tussen verskillende tipe rasse te wees, verskillende tipe mense met verskillende tipe agtergronde en net die feit dat almal so vrolik was. En ek het vir myself gesê ek sal die volgende jaar sal ek weer terug gaan. Yes. Ek het gegaan en ek het laas jaar het ek meneer Eden het ek 2024 het ek gewen. Yes. Ek het topmodel 2024 gewen en hier sit ek vandag in die ateljee saam met twee besonderse mense, Karen en Dion. Ag, En Dankie, ek Colin. is nou semifinalis van Mr. Global. Mr. Global. Yes, see. Mr. Global South Mr. Africa. Global Kykie, ek South is sommer Africa. hoendervleis hoor. Dit is vir my fantasties. Dis waarvan ek hou van Die wat ek doen. geleenthede. Dis waarvan ek hou vir wat ek doen. Want dis eintlik hoekom ek dit doen, om vir mense geleenthede te kan skep om hulle te help om hulle drome te bewaarheid. So dit is vir my, jy sien sommer my gesig helder sommer op. Dit is vir my baie lekker. Ek hou daarvan om mense te help om hulle drome te bewaarheid. En dis waaroor dit gaan. Eden SA Pageants, ons slogan is bringing back the fun to pageants, en jy het net nou gepraat van dit was vir jou baie lekker en dit was vrolik en dit was lekker om aan die pageant deel te neem. Daar's niks gaggies, Ja. geit nie. Dit is die enigste ding wat mense dit kan noem. So, want ons het al baie dinge gehoor by verskillende pageants wat dinge nie so lekker loop nie, maar ja, ek moet sê ons pageants is altyd baie lekker en die Goeie mense standaard. geniet dit altyd oral wat van dwars oor die land af kom. So dit was baie lekker om jou te sien en die smile op jou gesig en alles. Dankie. Toe jy gewen het, dit was regtig, ja, jy kon sien, jy het nou gekom om te wen. Ek wil nie eerste van agteraf kom nie, ek kom eerste van vooraf. So dit was goed om dit te sien en sjoe, ek moet vir jou sê, ek is baie trots, ek het ook 'n post gemaak op die Crawlers and Crowns Facebook groep ten opsigte van jou semifinalis, wie is vir Mr. Global South Africa, baie trots en ons kan nie wag om te sien wat jy gaan vermag nog alles met wat jy besig is mee. Ja, met die werk wat voor lê en wag. Ja, dit gaan nog alles lekker wees en ek meen, so jy nou klaar genoem het, dames, Mr. Eden top model wenner. Julle moet hom maar dophou. Julle sal sy pages net daar se kry wat hy inligting vir ons deurgee, so stem vir hom. Dis 'n man wat regtig hiervan volmaak is. En hy gaan regtig vir julle lekker die reis deurvat en ons gaan nou presies luister wat Colin se reis vir hom inhou en wat sy beplanning is en wat hy nog wil doen. Maar Colin, sommer so op daai. Jy het vir ons vroeër genoem ook, jy het 'n NPO wat jy geregistreer het en dat jy met die gemeenskap betrokke is. Vertel ons 'n bietjie meer van jou NPO ook. Ek het die NPO gestig in 2022. Voor 2022 het ek die tipe werke gedoen om jong mense te akkommodeer, om te leer hoe om te plant, om vir hulle self kos in die grond in te sit. Want soos ek self geweet het, gaan daar swaar tye kom. En hier is die swaar tye waarvan ek gepraat het.
En ek het die NPO 2 jaar gelede gestig, het om 11 Desember gelaunch en dit was ongelooflik geweest. Die plek waar ek het gelaunch het is voor my huis in die sirkel en dit was vol geweest. Ek het nog nie fundings gekry nie, maar ek het die munisipaliteit genader en vir hulle gevra of daar enige iets op die tafel is en hulle het vir my gesê, meneer, daar is. En tans is ek betrokke met hulle. Hulle gee elke maand gee hulle 'n kospakkies die George munisipaliteit. Sure. Hulle noem dit nou sopkombuise. Ja. Maar geloof van my, as jy 'n kind sien met 'n koppie sop Ja. en 'n stukkie brood in die hand, dis nie net oorweldigheid wat deur jou liggaam gaan nie. Jy moet aan jouself ook dink, aan jou kind wat jouself aan jou huis ook het. Absoluut. Want daar's kinders wat regtig waar swaar kry. Ja. Daar's kinders wat regtig waar selfe voorbeeld soos die anti-bullying campaign. As 'n kind geboelie word en 'n kind gaan skool toe met sy voedsel, hy sal nie eens kans hê om sy kos te eet nie, want die vrees wat hy in die angsbevange wat hy het, laat nie eens toe om te eet nie. So, maar in elk geval, die campaign, die NPO is 'n goeie campaign. Ons maak seker ons voed die onderbevoorregtes en ons maak seker dat ons by ons beloftes hou om seker te maak dat ons een en elk dan, dat is nou wel nie altyd so baie nie, want baie keer raak dit ook maar op, as jy maar met die bietjie wat ons kan gee, dit maak 'n groot verskil en ek glo stellig die kinders is baie bly. Definitief. En is nie net kinders, dis kroniese pasiënte ook, dis ou mense ook en is enigeen is welkom om eintlik nader te staan en 'n koppie sop te kom haal. Soos jy ook sê daarby, elke persoon het die reg om voedsel te kan kry of voedsel te kan eet. Ek meen sonder dit is dit ook maar die life is food en life is water en ek meen sonder dit is daar nie 'n pad vir enigiemand vorentoe nie. So well done, Colin. Wat is jou NPO se naam as ek so mag vra? As Green Foundation, hand to hand. En weer eens hand to hand, ons moet mekaar se hande vat. Ons moet mekaar se hande hou vas. En ek het voorheen gesê, kan dit nie alleen doen nie. Ons kan dit 'n persoon gaan nooit alleen die hele wêreld kan verander nie. Ons moet saam staan en saamstem oor dieselfde ding wat basies reg is en nie oor 'n verkeerde ding saamstem nie. Dis ook wat baie belangrik is om 'n kind nou al te leer wat dit is om 'n saad in die grond te sit, sodat as daai saad dan uitkom, sal die kind se aangesig dan verhelder. En sodra dit blom en dan vrug dra, gaan dit dan na die tafel toe, dan so kan ons dan van mond tot mond spreek oor waarvanaf die groente kom wat ons nou eet. En die volgende generasie groei, ek sal nog beter blom. Ja, want dit is nou nie net meer, jy sit net 'n vis in iemand se hand nie, jy leer om vis te vang. So dit is, ek is sommer hoendervleis hier in hierdie Dit is fantasties, ek love dit. Ons het ook natuurlik, soos wat jy nou gepraat het van die anti-bullying, jy is ook betrokke daarbey, want jy werk in elk geval ten minste ook met die kinders ten opsigte van dit. Julle leer hulle ook basiese waardes terwyl jy besig is met hulle gesels jy met hulle. Natuurlik. Ja. Dit gaan nie net oor 'n sop uitdeel nie, want wat as ek byvoorbeeld 'n koppie sop uitdeel vir 'n kind. Hulle staan almal in rye. Nou boelie hulle mekaar in die lyne. Die grootes sê jy staan so toe, jy staan so toe. Want ek vat alles. Dit kan nie getolereer word nie onder geen omstandighede. Dan beteken dit wat ek dan doen beteken dan absoluut boggerol of niks. Jammer vir die taalgebruik. Dit beteken absoluut niks nie, want ek fokus dan net om dit te doen waarvoor gebring is om te doen. Beslis. Maar ek handhaaf dan nie dissipline en orde ook terselfdertyd nie. Want as 'n kind daar buitekant is, as sy ma en sy pa nie elke keer by hom nie. Ek is nou wel nie sy biologiese pa of ma nie, maar ek kan vir hom soos 'n vader optree deur om te sê dit wat hy doen is verkeerd of reg. Dis hy. So dis baie belangrik dat ons It takes a village, nee. Yes. Takes a village. Ja, so wat ons nou vir Colin hier lekker ontmoet en Colin, dankie dat jy en wat ons deel presies waarvanaf wie Colin is, wat Colin doen en wie jy is en wat al in jou loopbaan al gebeur het tot waar jy tans is, gaan ons nou 'n bietjie meer in diepte delf wat voor lê en wag vir jou. So bly geskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons gaan net weer 'n bietjie op musiek gaan. So dan gaan ons lekker in diepte gesels oor Colin en wat vir hom voor lê en wag. So ons is nou weer terug by julle. En welkom terug hier by ons op Aksie met Reaksie. As jy nou ingeskakel is hierso, ons gesels met Colin Dupisani, die huidige semifinalis van Mr. Global South Africa 2025 en ons gaan 'n bietjie meer met hom gesels oor wat in sy journey voor lê en wag en hoe hy ander kan inspireer om
vir volgende jaar dalk in te skryf vir die groter kompetisies en wat male pageantry vir hom beteken. Ja. Ons wil gou by jou hoor, Colin. Wat het jou geïnspireer om deel te neem aan die Mr Global South Africa kompetisie? En dan, watter aspek van die kompetisie vind jy die mees betekenisvol? Wat het jou geïnspireer? Vir die feit dat ek die passie het om deel te wees van 'n groter oppervlak waar mense bymekaar kom. Ek is 'n baie nuuskierige jong man, want ek hou van verskillende tipe mense, verskillende tipe gesigte, verskillende tipe maniere hoe mense optree. En nie net dit nie, ek glo stellig, ek het altyd die talent gehad, maar ek het nooit die geleentheid gekry om dit toe te pas nie. En toe ek die laaste keer derde van agteraf kom, het ek vir myself gesê, ek gaan eerste van vooraf wees. En wat ek die meeste die aspek van omtrent pagement is dit ongelooflik hoe alles bymekaar gesit word. En wanneer jy op daai stage is en jy sien breë audience, hoe hulle na jou kyk. En nie net kyk nie, van jou hande klap en kop skud en sê vir jouself, daar is beter dinge wat voorlê vir 'n mens as 'n pad vorentoe. En 'n mens het nie nodig om op te hou droom nie. Dis wonderlik om altyd maar net deel te wees van so 'n mooi organisasie waar klomp verskillende mense bymekaar kom en dis vir my die oorweldigste. Is fantasties man. Nou ja, jy het nou vir my gesê wat vind jy die mees betekenisvolste van alles. Nou gou wil ons hoor, nou is meer die fisieke ding. Hoe berei jy jouself voor, beide fisies en geestelik vir die uitdagings van 'n kompetisie soos die? Hierdie is nou heeltemal iets anders, want dit gaan internasionale vlak toe hierdie. Ek dink dis soos wat jy ook gesê het. Wat is die verskil? Dis heel uit jou comfort zone uit. Ja. Om eerlikwaar te wees, vir die feit dat ek met vee boer en ek is alleen in die veld, daar is net stilte. Jy hoor die voëls sing, die wind hoor jy fluit, en jy kry die reuk van die diere, die bokke, die skape, en jy mediteer self met jouself, soos jy loop. En daai is een van die wonderlikste maniere hoe om jouself geestelik voor te berei. Want daar gaan net soveel baie dinge deur jou gedagte, want jy was nog nooit so 'n deel van so 'n groot tipe kompetisie wat op so 'n tipe platform gestig is nie. En jy's net konstant elke dag oorweldig, maar tot kom bedaar, kom besef jy dat dit nou tyd is nou om te herstel. En dan regtig jou mind te fokus, dat daar nie meer tyd is om lamsak te wees nie, en net vorentoe te kyk. Ja, en die fisiese deel? Die fisiese deel, ek loop konstant. En tel bokke en skape op. Ek het vandag reeds 'n klomp opgetel. Jy het nie weights nodig nie, jy tel net bokke en skape op. Nee, Wat's beter as livestock? Ek het niks van daai nodig. Jy het nou reeds net voorheen in die dag het hulle 'n paar van hulle vasgesit, want hulle kon nie deur 'n tipe gangetjie gaan nie, want hulle was baie dik gevreet. En toe moes ek hulle nou optel en mense kon sien van die ander kant af hoe tel ek dit op. Maar nie net dit nie, ek is konstant besig om hulle te skei. Jonges daai kant, oues daai kant, daai wat geteel is daai kant. So jy het jou gym elke dag? Ek het elke dag by gym en buiten die bietjie gewigte wat ek by die huis het. Maar fisies ek glo stellig ek doen dit op die regte manier. Beslis. Fantasties. Dit is die beste manier om dit te doen. Dis die regte manier. Ja. Ek wil nou by jou hoor, wat is sosiale kwessies in Suid-Afrika lê vir jou na aan die hart? En hoe beplan jy om jou platform te gebruik om positiewe verandering te bevorder ten opsigte van hierdie kwessies? Die feit dat ek deel is van 'n non-profit organisasie, weer eens terug op dit, want dis eintlik die mees kwesbaarste gesprek wat ons moet hê in Suid-Afrika of reg oor die wêreld, en dis om die kinders te nurse, soos Florence Nightingale dieselfde gedoen het in die konsentrasiekampe. En soos ek genoem het ook in die onderhoud voorheen, die anti-bullying campaign. Daai ene en om kinders te voed gaan gesamentlik. Want as jy daai twee op 'n platform sit, sal jy vir jouself sien, as 'n boelie 'n saad in die grond sit, sal daai saad uitkom en daai boelie sal nie meer kinders boelie nie. Veral wanneer dit aanskou. So vir my op die langtermyn vorentoe. Back to basics, dis wat ons altyd sê met die Anti-Bullying Academy. So vorentoe sal dit vir my die grootste
voorreg wees om net in die middel te kan staan en te sê, kom ons hou mekaar se hande vas. Niks meer as daai en glo vir my, klein of groot, oud of jonk, ons sal die ding kan oorwin. So, fantasties man. Nou, hoe dink jy verteenwoordig jy die diverse kultuur van Suid-Afrika en wat maak jou 'n goeie ambassadeur vir ons land? Want dis waartoe dit gaan natuurlik, né? Nee? Absoluut. Internasionaal. Ja, as jy hoe die dink jy kompetisie wen, verteenwoordig jy die diverse kultuur en wat maak jou dan 'n goeie ambassadeur vir ons land? Die feit dat ek al klaar betrokke is met 'n non-profit organisasie, dat ek die ambassadeur is van die bullying campaign en die feit dat ek op 'n daaglikse basis met verskillende tipe rasse, mense met verskillende tipe agtergronde, mense met verskillende tipe taalgebruik in kontak verkeer, is dit vir my klaar iets bo kan my skaal. En ek kry nie meer goosebumps nie. Is net vir my die lekkerste gevoel om net deel te kan wees, om mense aan die hand te kan vat en mense vorentoe te lei en net positiewe dinge te spreek en positiewe dinge op ander mense se pad vorentoe te spreek. So vir my glo ek stellig, ek sal 'n groot impak maak as ek enigsins 'n kans moet kry waarvan ek verlang. Jo, Sure. ek het nou reeds, ek het nou by aanklank gevind het by die vraag wat jy ook net geantwoord het, en presies op die jy praat van positiwiteit. Ek het so vroeër vandag het ek 'n Facebook reel videoetjie gesien wat 'n persoon gesê daarbey, if you are depressed, and no matter how depressed you are, doen die volgende 4 stappe. As jy by die huis kom na werk, oefen vir 'n halfuur. As jy klaar geoefen vir 'n halfuur, sit rustig, bid, doen wat ook al jy moet doen, mediteer vir 'n halfuur. Na dit, vat jou tyd, vat 'n halfuur, bou iets konstruktief. Al is dit ietsie wat jy mekaar sit, al is dit iets wat jy voel soos 'n radio wat jy mekaar wil maak, Al plant jy plantjies en dan die halfuur daarna, doen iets lekkers vir jouself. Byvoorbeeld as jy nou neergeskryf of jy hou van boek lees daai boek vir 'n halfuur. Ek kan vir jou garandeer, maak nie saak hoe depressed jy is nie. As jy terug gaan sit op die bank, jy kan dan gaan kyk TV kyk en jy kan terug sulk in wie ook al jy is, gaan die persoon die volgende vraag vir jou nog steeds vra. Gaan jy nog steeds depressief wees na dit wat jy al gedoen het? Gaan die persoon vir jou sê nee. Nou dis presies wat gebeur, soos jy gesê, die positiwiteit. Dis wat die kinders ook in aanklank vind, soos jy gesê, die polies vir die sadeplan. As hulle kan sien wat groei en wat hulle talente is en wat hulle kan life-giving, uit dit verstaan uit jy, en dis 'n sien groot verskil. dis wat hulle gegroei het en dis hulle eie te doen. Thumbs up. Sure, Thumbs dis up. regtig fantasties. Dit is regtig fantasties. Nou, wat was jou grootste persoonlike uitdagings tot dusver in hierdie reis en hoe het jy dit oorkom? Ons praat nou nog nie van jy het nog nie regtig tyd gehad om uitdagings te hê ten opsigte van die kompetisie. Ja. Ek dink Die grootste uitdagings is op is voting. vote. Yes, ek wou net sê. Okay. Dis die Vertel grootste vir ons van die uitdaging. voting. Dit is tans ten opsigte van die kompetisie jou grootste uitdaging, né? En hoe kan die mense vir jou help om vir jou te ondersteun ten opsigte van dit? Om eerlikwaar te wees, dit is die grootste uitdaging. Yes. En die feit dat ek die geleentheid gekry het nou om hierdie titel te kan wen, glo ek stellig dat as die mense nie meer vir my, as die mense vir my gaan stem en ek wen die kompetisie, glo ek stellig dat dinge net soveel beter gaan raak en makliker gaan raak, nie net vir my nie, maar ook vir my medemens. Yes. En maar die uitdaging is die stem. So as daar enige organisasie is of maatskappy of enige een wat regtig waar menslikheid het, ongeag wie die menslikheid het, ook maak nie saak nie. Ons het mekaar nodig nog steeds. Yes. Absoluut. Vote vir my asseblief. Ja. Ek sal dit grootliks waardeer om vir my te vote, as hulle vir my vote, dat ek hierdie titel kan terugbring na die Suid-Kaap toe. Ja. Dat hy in Mosselbaai en George, Grootbrak, Kleinbrak, Hartenbos, dat hy titel kan bly so, want meneer Global is 'n baie groot prys. Global. Dit is Dis 'n groot global. prys, ja. Dit is regtig. En dan gaan ek nou sommer vir jou sê, jy gaan nou vir ons sê waar kan hulle vir jou vote? Gaan jy gou-gou vir ons net sê wat moet hulle doen om te kan vote? So nou En dan sal ons dit ook op ons aksie met reaksie potgooi blad vir julle opsit. En dan op die Crawlers and Crowns Facebook groep
sal ons dit ook share met Colin se voting details en dan ook op jou page, maar jou page moet nog in existence kom, so lank op die Crawlers and Crowns page. Daar gaan 'n page wees vir Colin Dupasani, Mr Global South Africa semi-finalist 2025. So julle kan dit gaan soek op Facebook en op Instagram. Gee jy net so 2 dae kans. Nee? Ek het nog 'n groot vraag ook vir jou en ek weet dit is sommige kere dat ek dink baie mense exclude. Ek weet Karen het vroeër gepraat van die grootste uitdaging is voting. Maar wat behels so kompetisie? Wat is julle uitdagings? Wat is julle challenges? Wat moet julle doen om vorentoe te gaan om 'n finalis te raak? Ja, dis harde werk. Want die judges of die beoordelaars, dis mense wat aan sekere spesifieke goedes kyk. Byvoorbeeld jou fisiek. Dis 'n groot ding vir Mr Global. Absoluut. Ja. Yes, jou facial expressions. Wat jy moet doen, die manier hoe jy loop, jou confidence, almal daai goed gaan gepaard met om regtig waar as jy wil gesien word of gesien wees, as jy al daai goedjies moet regkry, dan glo ek stel jy sal dit maak. Want dis harde werk. Dis nie net vir jy gaan loop daar of jy gaan adverteer daar. Jy besluit sommer net vandag jy gaan dit doen en dan gebeur dit net nie. Dis moeite, dit is harde werk. En natuurlik die charity werk. Ja, so dis ek wat ek net wou gevra het. Dis baie belangrik vir Mr Global. Wat ek en jy ook al gesien het Karen, is die vorige jare ook al baie van die manne wat vorentoe gestap het charity werk daarin betrokke. Wat is die charity werk? Wat moet julle doen? Wat is die challenges rondom dit om vorentoe te gaan? Hulle wil eintlik ons moet enige of wat nou 'n non-profit organisasie is of wat nou 'n NGO is of wat nou enige ander organisasie is te ondersteun en byvoorbeeld soos fondse in te samel en sodat hulle kan sien dat jy maak 'n verskil. Jy kan 'n verskil maak en dat jy die ambassadeur kan wees as hulle jou sou kies. Hulle wil nie net iemand vat wat byvoorbeeld net daar is vir homself nie. Jy moet kan daar wees vir die gemeenskap. En nie net vir die gemeenskap nie, maar vir 'n baie breër mens wees. So ons moet op 'n dag met ons ietsie insamel, fondse, sodat die mense, want hulle doen ook baie werke. Hulle sit nie net op hulle agterstewels nie. Dis hoekom hulle ons die taak gee om dit te kan doen, sodat hulle ook op 'n dag, want hulle vat dit nou baie verder as wat net hier in Suid-Afrika is. Yes. So. Ja, ek wil nou sommer gou iets vra hierso, wat nou daarbey gaan aansluit, is wat, as jy nou hierdie titel sou wen, wat sou jou eerste prioriteit as Mr Global South Africa wees? Dis 'n goeie vraag. Dis 'n vraag wat ek altyd wou gehê het. Ek wil 'n lewenslange 'n pot hê. As elk van ons ouers ons kinders laat plant en die munisipaliteit en die regering is betrokke by dit. As elke huis 'n tuin in sy jaar het, of jy nou paving ook het, daar is bakke, daar is plankebakke waar jy kan plant. Absoluut. Where there's a will, there's a way. Plant ons in daai bakke. En jy het kos, dis mos die belangrikste ding. As jy daai kan kry, as jy dit, want dis my droom daai. As ek hierdie titel kan kry, dan stap ek weer soos ek altyd gewoonlik na die munisipaliteit toe stap. En vir hulle nader en sê, hier is die geleentheid nou. Ek het nog die hele tyd probeer en hier kom ek nou terug, maar kom nie leë aan dit terug nie. Want soos ek gesê het, ons almal kan op 'n einde dag ons eie voedsel consume. Daar gaan geen sins die mark sal seer kry nie, die ekonomie sal seer kry nie, nee. Want ons almal het konstant voedsel nodig, maar dit eindig nie daar, dit begin nie daar nie. As die kind, soos ek gesê het voorheen in die onderhoud, as 'n kind 'n saad insit, en daai saad kom uit, verhelder dit die kind se oë. Beslis. En dit plant 'n ander tipe nagedagtes in die kind se gedagte, en sodra hy blom, en dan vrug daar, gaan dit van mond tot mond. Want ons sit nie meer deesdae met gesprekke onder mekaar aan tafel en eet en gesels oor dit wat belangrik is nie. Ja. So dit gaan baie belangrik wees dat ek, Colin Dupasani, hierdie voedseltuine vorentoe vat. Daar is klaar sulke tipe tuine, maar as nie so blootgestel soos dit moet wees nie. Dis hy. Sustainability is 'n groot ding. Ons sê mos altyd blom waar jy geplant is. Net hier waar jy is. Jy kan nie die hele wêreld red nie, maar jy kan
jou deel bydra waar jy is in jou gemeenskap. So dis fantasties. Dis daarom vir my fantasties. Ek wil ook net sê, daar's 'n dame met die naam van Josephine Arends in Pempe. Sy het my so gemotiveer. Sy en 'n ander dame ook van Agri. Toe hulle genoem het self my, weet jy wat meneer De Passani, dis 'n uitstekende idee wat jy het. Want as die George munisipaliteit dit regtig waar implementeer, beweeg natuurlik na die ander munisipaliteite. Dis hy. Yes. En oormôre is dit 'n baie breë en 'n groot organisasie. Dis daai ding van mense gaan nie altyd hoor wat jy sê nie, but never underestimate the power of planting a seed. Regtig, hoendervleis. So imagine nou net, nê? Dis wat ek altyd vir Dion sê. Mens voel baie keer, ag, wat beteken jy eintlik in iemand se lewe? En dan kom iemand soos jy nou byvoorbeeld, nê? En jy doen nou hierdie goed. Dan kom dit nou weer tot my gedagtenis. Ek het iets daarmee te doen. Ek het iets daarmee te doen met wat jy nou doen om jou op daai platform te kry en ek is hoendervleis, kykie. Nasionaal en internasionaal die verskil wat jy kan maak. Dis wat ek nou al gekry het met mense wat so ver gaan met daai goedjies. Dan kom mense en sê vir my, as dit nie vir jou was nie, het ons nie hierdie gedoen nie. Dan dit maak my hart sommer net bly, wanneer mense sulke goed sien. Ja. En soos wat ons sê met die Anti-Bullying Academy is, going back to basics. Hoe meer basic kan jy raak deur iemand te moet voer? So. En iemand te moet leer wat die basiese, belangrike ding in die lewe is. En man, dis kom ek weer sê, Colin, ons is so trots. Ons is so trots. Ek moet regtig waar daai persoon dank, want net vir die motivering, Josephine Pempe, sy werk ook daar in die munisipaliteit. Sy motiveer my. En nie net dit nie, die feit dat sy kan sien met wat ek mee wil besig raak, of wat ek mee te doen wil kry mee. Ja. En ek wil dit elkeen sê, baie dankie vir alle kennisse, dat hulle op my pad gekom het, en dit my gedeel het, en hulle menslikheid vir my bewys het. Sure. Nee, dis fantasties, dis baie lekker as jy sulke mense het, wat vir jou motiveer, want jy voel nie elke dag gemotiveerd nie. Nee, glad nie. Dis baie lekker. Ek moet nou by sê, ons gaan in elk geval nou nog 'n kort stukkie met jou praat voor ons ook alweer met afsluit en ook met groet tot hierdie einde van die begin van jou loopbaan vorentoe vir Mr. Global South Africa. Gaan ons net gou vir julle sê, kry julle pen en papier reg, soos Karen altyd praat. Vul daai teekoppie op, kry hom weer lekker in die gang, want julle gaan moet neerskryf wat die SMS-kode is om vir Colin De Passani te stem. Asseblief. Jy hoef nie duisende rande te hê om vir iemand te stem en 'n verskil te maak nie. As elke mens 'n stem sit wat luister na hierdie program. Genade, dit sal fantasties wees en dan wys net bietjie hoe ondersteun ons manne van hier af, want dit gebeur nie gereeld dat ons manne op so groot platform kan wees. Ja, asseblief. So ja, ons gaan nou weer by julle wees. Bly ingeskakel hierso op Aksie met Reaksie op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ons is nou weer hierso. Welkom terug hier so by ons op Aksie met Reaksie, waar ons nog die laaste paar minute gaan gebruik en definitief utilize om nog lekker met Colin te gesels, sodat hy so 'n bietjie meer kan vertel van hoe julle vir hom kan stem en dan net so ietsie vir ou laas. So Colin, sê vir ons luisteraars, almal hier so buite wat jou ondersteun, wat jou journey gaan volg, hoe kan hulle vir jou stem? Want ek weet heidaglik het jy gesê dis die grootste uitdaging wat jy het. Ja, Dion, so ek wil sê dat is die enigste en die grootste uitdaging wat ek het tans. So as julle vir my wil stem of gaan stem, asseblief alle luisteraars, SMS WIN na MGSA 13 na 47439. SMS WIN na MGSA 13 to 47439. Ja, Dan sien hoeveel kos 'n SMS? Dis R3 'n SMS. Dis R3 SMS. Daar's ook bulk SMS'e. En dan sal dit basies afkom op R1.50 'n SMS. So daar kan jy my skakel op WhatsApp. Gee my jou nommer. My nommer is 079 467 5375. Ek herhaal is 079 467
5375. Ja, daai is Colin se persoonlike nommer waar jy vir hom 'n WhatsApp kan stuur sodat jy die details kan kry hoe om vir hom te stem. As ook om dan uit te reik as jy enige vraag het rondom sy NPO of hoe jy betrokke kan raak en hoe jy dalk deel kan raak van die sustainability project. Ja, dit sal Selfs met hom fantasties daarso op, wees, ja. En dan ook natuurlik as jy 'n besigheid het of dalk vir hom wil help, want daar's altyd 'n manier van die een hand was die ander hand. Dis wat Natuurlijk. Colin baie Groot goed in is die mee. wetboek, En ja, hy het 'n groot platform wat hy nou betree en dit kan baie bemarkings geleenthede vir Skep. besighede skep. Natuurlijk. So kontak vir Colin, sê net weer jou selfoonnommer. My nommer is 079-467-5375. Daar Daar's sy. hy. En ek herhaal sommer wat jy net gesê het, dis SMS win MGSA 13 to wat is die nommer wat jy genoem? 47439. Daar's hy. So jy het om R3 'n SMS gaan stem vir Colin. Ja, asseblief. En volg hom op die sosiale media pages. Colin, gooi vir ons gou jou social media page, jou Facebook page waar mense vir jou in die hande kan kry. Colin Tupasani, dit sê julle gaan my kry by 'n Green Foundation. Ek moet nou nog die ander page Maar gooi oopmaak. sommer klaar daai naam daarin. Maar Green Foundation, hand to hand, dis waar jy my altyd sal kry as jy Hy druk is indruk. daar Ja. alreeds. Colin Tupasani, hy is definitief daar so ja. En maar julle sal al die ander inligting kry soos tyd aangaan. Maar glo my stellig, julle sal alles daar so kry. Okay. Volg hom op sy Mr Global South Africa Facebook page en Instagram page. Ja. Almal is daar so op, so die journeys en die routes word daar so ook geplaas van hoe die stemme volg, hoe hulle loopbaan gaan. Kyk gerus uit wanneer die finals ook aangekondig Ja, word. ondersteun asseblief. En comment, Yes, dit help, asseblief. dit help regtig. Daar's nog een finale vraagie wat ons vir jou wil vra net voor ons afsluit, Colin. En dit is watter boodskap wil jy oordra aan jong Suid-Afrikaners wat aspireer om in soortgelyke kompetisies deel te neem? As jy regtig 'n verskil wil maak in jou lewe, veral hoe omstandighede nou in Suid-Afrika is of reg oor die wêreld. Dis baie maklik as jy 'n droom het. Soos al die mense wat voor my gekom het gesê, wees positief. Werk aan jou droom. Staan op. Gaan maak jou hande vuil. Ek bedoel nie snaakse goedjies nie, maar Get it in the ground. yes. Yes. Dis al manier hoe jy regtig waaraan iets gaan bekom. Nie net vir jouself nie, maar ook vir jou medemens. So ek raai aan almal wat drome het, wat in die rigting in wil gaan waarin ek nou tans my kom bevind het, is net harde werk en nogmaals harde werk. Ja, Ja, step sorry. out. Ja, step out of your comfort zone, Net so, nee. Yes. En gaan doen ietsie nie net vir jouself nie, maar vir iemand anders. Dit is, Want ja. wat is daai? It's more blessed to give than to receive, nee. Is baie lekker om vir iemand anders te ietsie te doen. Dis regtig jou hart voel sommer bly as jy iets lekker en iets Stukke goed vir beter. iemand anders Dit is- gedoen het. So, So ja. Colin, en net 'n laaste dingetjie ook van my kant af. Is daar enige iemand wat jy vir hulle wil sê of wat jy wil groet hier die ateljee uit? Iemand spesiaal aan jou vir jou Ja. journey vorentoe? Ek wil net my ma groet, Katie Pasani, my seun Belgium Tupasani, my suster Portia Tupasani. En vir julle sê baie dankie vir julle ondersteuning en ek waardeer dit. Supporters, die Daar groot sy, supporters. daar sy. Colin, baie dankie vir jou tyd en ons weet sommer alles gaan lekker vir jou roete vorentoe gaan vir die Mr Global South Africa dat jy die finals gaan tref en dan kyk ons wat voor lê en wag dat jy die beker terug kan bring na die Ganroe toe net hier so by ons. Dit Colin, sal baie fantasties wees, dankie. ons sien uit. Ons gaan definitief weer met jou gesels soos 'n bietjie in jou journey in te gaan, maar vir eers moet ons groet want ons tyd is alweer tot op 'n einde en Ja. ons gaan vir ons kollega aan die ander kant in Oudtshoorn oorgee. Ou Paula Mas bly ingeskakel vir hom met die afternoon drive waar hy vir julle invat met lekker klank, lekker treffers en entertainment vir Chila tyd en Karen nog ietsie van jou. Ja, af. ek wil ook net sê op die 29ste Maart het ons die anti-bullying Kalafanrun. Dis die 5de jaar wat ons dit het by Hartenbos Seefront en dan kan julle almal kom om vir Colin daar te kom ontmoet. Colin As hy- gaan ook daar wees omdat hy 'n anti-bullying ambassador is. En bring sommer julle R100 saam want die inskrywings gaan ook daar so wees en kom raak deel van die lekker verf gooi. Ja. Pret waar ons teen boelery staan. Ja. So ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion. En ek is Karen. Tot volgende week toe julle goed gaan. Lekker week.